Goeienaand almal. Baie welkom met julle. Ek wil eers sê baie welkom en baie dankie dat julle uitgekom het. Dis al nie so koue aandie. So dat julle vanaand hierso is. As ons na hierdie reeks gaan kyk wat gaan oor aangehits deur die Heilige Gees. Nou ons word baie keer aangehits en ons weet dit nie eers nie. Ons hoor en sien en voel goed, maar reageer daarop nie. Ons wag nou maar vir die een manier en dit is maar gewoonlik die manier wat ons ken om by dinge uit te kom of te dink dis waar die Heilige Gees my heen stuur of waar God my wil gebruik. En ons gaan 'n bietjie stil staan in die week by 'n paar van ons sintuie, want ons het nie net een sintuig gekry. Ons is net oë nie, ons het ook hande en ons kan voel en ons kan ruik en ons kan proe en ons kan hoor. Dit sluit eintlik lekker aan. Vanoggend het ons besef die waarde van sintuie, né, toe ons hierso saam met die dowes in die kerk was. En ek het nogals gewonder, hoe moet dit wees vir die vrou wat hierso was wat nie kan sien of kan hoor nie. Elkeen ek wil net gou kyk, het elkeen so 'n vierhoutjie boksie gekry? Iemand het nou ook nou vir gesê, mens speel nie met vierhoutjies voor jy bed toe gaan nie, né? En ons moet ook nou nie die kerk ons moet die kerk aan die brand steek met ons geloof en ons aksies, maar nie met die vierhoutjies nie. So hierdie is net vir julle om vanaand te onthou. Ek sal later ietsie hieroor sê. Terwyl ons so sit, kom ons maak die oë toe en vra die Here se seën. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. In ons reeks wat ons gaan doen, gaan ons 'n bietjie praat oor die feit dat God reeds besig is in die wêreld rondom ons om mense wakker te maak. Maar ons neem deel hieraan. God is reeds daar. En ons moet vir hulle bewus maak dat God net soos hy met ons besig is, ook met die mense rondom ons besig is. En soms vra dit vir ons bietjie dat ons om ander wakker te maak en betrokke te raak, dat ons uit ons gemaksones moet kom. En dat dit dinge nie altyd dieselfde gaan wees nie. En ek wil hê ons moet nou 'n bietjie 'n oefeningkie doen soos ons hier sit. Ek het hierdie boksie vierhoutjies saamgebring, 'n simbool vir soos die bosse wat brand, so die teks wat ons net oor Moses gaan lees. Die boksie vierhoutjies, kom ons dink, hoe kan ons al 5 sintuie gebruik? Ons kan hoor, ons kan voel, ons kan sien. Nou, ek weet almal het al seker eers in jou lewe 'n vierhoutjie gekou. Ons kan proe. En jy kan ook dan ruik as jy aansteek en daai swaal wat 'n mens so ruik. Nou net so is daar bosse oral wat brand, maar ons mis hulle partykeer. Moet ons nie al 5 sintuie gebruik nie, maar dalk net die een of net so 2 of so, en dan mis ons die ander. Ek wil vra soos ons hier sit, weet jy, sonder om nou te kyk, kan jy onthou wie sit langs jou? Wie sit agter jou? Wat was die gesigsuitdrukking gewees? Wat was die kyk wat jy gekry het? Want partykeer kom mense verby ons en hulle gee ons 'n kyk of net 'n drukkie op die arm.
En eintlik wil hy vir jou iets of sy vir jou iets meer sê as net dit. Partykeer met daai kyk besef jy hier kort 'n verdere gesprek. Maar ons mis partykeer hierdie dinge. As ons sommer net so, ek wil amper sê, so deur die lewe gaan. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons en ons vra die Here om ons in hierdie week ons oë ook so te verhelder. O Heilige Gees, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees met in hierdie tyd, u tyd. Die tyd van die Heilige Gees. Hier in Pinkster, ja Here, wat ons nou vier, waar hy uitgestort is oor die mense, ook oor ons. Kom ons in loof en dank ons daarvoor dat u ons toerus om so in die wêreld in te gaan. Ons weet ook, Here, dat soos u ons instuur, weet ons nie altyd en kyk ons nie altyd wat gaan rondom ons aan nie. Waar jy ons wil gebruik nie en sien ons dit hier raak en mis ons dit. Ons regtig vra, Here, dat u ons sal lei in hierdie week vanaand, as ons hierdie teks gaan lees uit Eksodus, om hierdie woord ook vir ons oop te breek en net weer te sien hoe u mense gebruik. Vir ons kan gebruik. Hoe Jesus Christus geleef het en wat kan ons by hom leer? Wil jy dit dan nou rustig in ons maak? Dit wat verby is vandag, dat ons net na hierdie dag en op die vooraand van 'n nuwe week, dat ons net kan stil wees hier in u teenwoordigheid. Dankie vir elke oomblik. Dankie vir mense wat oor ons pad kom. Dankie dat u ons vanaand hiernatoe gebring het. Amen. Ek gaan net nou daar vir ons lees uit Eksodus, 'n baie bekende gedeelte uit Eksodus 3. Brandende bosse rondom ons. Wat is jou brandende bosse? Is daar dalk een op pad hiernatoe wat jy 'n noodkreet gehoor het en jy gaan aandag gee het? Jy het afgedraai na die brandende bos om te help of om net hoop te gee of om net te sê die Here is met jou, te troos. Wat is die brandende bos op die oomblik in jou lewe waar God jou wil gebruik? En ek gaan dit nou verduidelik aan die hand van die storie. As ons nou uit Eksodus nog gaan lees, ek kom nog daarby. Ek val myself so nie in vrede want ek wil heeltyd, ek is nou op die ou styl. Ek wil nou gou Bybel nou lees en dan preek. Maar ek gaan so preek en lees vanaand. Ek wil begin met 'n storie van 'n priester wat op 'n 30 dae Sabbat was. En toe hy na die 30 dae Sabbat terugkom in die klooster, toe sit hy aan tafel saam met klomp van die ander mense, ander manne daar so in die klooster. En een brommerige man kyk na hom toe sê vir hom, ons werk hierso so slawe hier in die klooster. En jy gaan weg vir 30 dae en doen niks nie. En kyk nou, jy's nou terug, maar jy lyk nog presies dieselfde, sê hy vir hom. En die priester antwoord hom toe. En hy sê vir hom, jy's heel reg, ek lyk miskien nog presies dieselfde, maar jy lyk anders. Hierdie 30 dae Sabbat, tyd saam met die Here spandeer, die dinge vir hom oopgemaak, en hy sien dinge anders. Ons wil hierdie week ook leer om anders te kyk. Al ons sintuie te gebruik. Die Heilige Gees wil ons so bewus maak.
deur ons sintuie om ander te bereik wat oor ons pad kom. Nie net vanaand of as ons uitgaan nie, maar daagliks. Om God raak te sien in ander se gesigte. Ons het 'n opdrag gekry. Dis 'n opdrag en dat ons ook die lig van die wêreld moet wees in waar ons beweeg. Handelinge 1 vers 8 gaan uitmaak die mense my disippels. Gaan na die uithoeke van die aarde toe. Judea, Samaria. Ons moet sy getuies wees, gehoorsaam wees. En soms gaan dit vra dat ons na onsself moet kyk. Soms gaan dit vir ons vra dat ons uit ons gemaksones moet kom. Vanoggend se gedeelte, toe ons nou geluister het van Gideon, moes ook uit die parskyp uitkom. Hy het nooit gedink, hy het nie besef wat nou aan die gebeur is en so, maar hy moes uit sy gemaksone uitkom en God het hom gebruik. En hierso is ons by Exodus. Vanaand lees ek vir ons hierso van Exodus 3. En ek lees daar vanaf die eerste vers af. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. En daar het 'n engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word souwaar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? En toe die Here sien dat hy afgedraai het, om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos, Moses, Moses, en hy het geantwoord, hier is ek. En toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek die sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Ons lees tot sover. Ons ken ook die storie verder. Verder waar Moses gesê het, wie moet ek sê het my gestuur? En dan herhaal God weer die woorde, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek is. God is besig rondom ons. Die bosse brand. Die vraag is, gaan ek en jy, soos Moses, ook afdraai as ons die bos sien brand? Want hy moes uit sy gewone pad uit gaan, doelgerig na die bos toe. Kon net sowel verbygestap het. Ek glo daarsop die Here is hom op 'n ander manier ook by hom uitgekom en om 'n gestuurde of om lig in hierdie wêreld te wees, moet ons bietjie gaan kyk, is ek bereid om af te draai? Moet ons onsself ook 'n bietjie ken. Moses daarso in hoofstuk 3 vers 11, net 'n bietjie verder sê hy, begin ons het ook altyd sulke verskonings. Here, maar ek weet nie, wie is ek, sê hy, dat ek na Farao kan gaan en dat ek die Israeliete gaan lei. Ons ken ook later in hoofstuk 4 vers 10, dan sê Moses vir die Here, asseblief Here, ek is nie 'n man van woorde nie in die verlede nie, en ook nie van dat u met my diensknegt gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Ek kan nie goed praat nie, sê hy. Soos of hy nou besef, hy het nou afgedraai, en nou gaan die ander dinge gebeur, die ongemak, kom nou. Dis iets wat hy moet doen. Vir God, om iets deur ons te doen, is hy besig binne in ons, elkeen van ons. Hy sê ook daarso vir Moses in vers 11, ek is immers in jou. Moet nie bang wees nie. Ek is in jou. Ek gaan by jou wees. God het reeds die plan gemaak,
Soos hy hierso met Moses die plan gemaak het en ons weer die pad verder vorentoe Egipte toe. Soos hy met Gideon plan gemaak het, die planne was reeds uitgelei. En hy sê dit ook so vir Moses verder daar van vers 13 af, hoe hy gaan werk, wat hy gaan sê en wat hy moet gaan doen as hy daar so kom. En so is dit ook vir ons. So is dit ook vir ons. God is reeds besig met elkeen van ons. Soos ons ook vanaand hier so is. Deur die werking van die Heilige Gees maak hy ons bewus en druk ons ook in sekere rigtinge aangehits deur die Heilige Gees. Ons is ook maar bang en versigtig. Is nie altyd maklik nie. Ons weet nie altyd wat om te sê as ons by plekke kom of mense oor ons pad kom nie. Ek onthou die jong dominee wat huisbesoek moet gaan doen en hy's altyd bekommerd. Was nie baie goed in sy pastoraat gewees nie. En dan weet jy nie wat moet hy sê as hy by die mense aankom. En hy was baie benoud daaroor, want jy kan jou nie voorberei nie daarvoor nie. En 'n ouer dominee het vir hom gesê, weet jy, gaan net. God is reeds daar. God is reeds daar. Hy is klaar besig om met die mense voor te berei, soos hy vir jou voorberei. God is reeds daar. Hy doen die werk. Dis nie ons nie. Hy doen die werk. Ook hier in die verhaal van Moses, die verhaal van Gideon. Hy doen die werk. Om bewus te wees van jou swakhede, kan ons daaraan troos dat in die bediening en in die verhaal, die blye boodskap in die wêreld te bring, gaan dit eerder oor die saai as die maai. Wees bewus van jou eie tekortkomme. Wees bewus, God is besig rondom jou en is besig om jou uit jou gemaksone te haal, om jou op hierdie afdraaipad, hierdie ander pad ook te sit. Maar ons is maar so skape partykeer, nikkerig, ons wil terug na dit wat ons ken, ons hou daarvan, dis vir ons gemaklik. Of almal doen so ons doen dit ook maar. Ek dink byvoorbeeld, kom ons vat 'n goeie voorbeeld, ek verkyk my altyd daaraan. As jy nou by 'n mall ingaan, inkopiesentrum en daar's hekke, 3 hekke, waar jy jou kaartjie nou moet kry om daar te kan parkeer. En daar staan 3 karre agter mekaar by die een hek en die ander 2 hekke is oop. Waar gaan jy 10-10-1 stop? Agter daai 3 karre, want jy's bang die hekke is stikkend of so iets. Ons is maar so skape. Ons volg waar die ander gaan en dit is vir ons gemaklik. En is dit ook so in baie in kerke en organisasies, ons ken dit, ons ken dat. Maar as dit by die ongewone kom, is ons maar versigtig en ons is bang want ons ken nie. Moses het gesê hoe bang hy was. Moses moes afstap. Ook van sy skape se paaie af. Op die ou na Egipte toe. Ons moet ook in beweging kom. Ons kan nie net kerk toe kom en pik hier of en daar pik en aanloop nie. Daar is die verhaal van die 'n boer in Amerika wat sy plaas deur 'n groot tornado getref het. Dit was 'n hoenderboer. En dit is 'n groot plaas, het omtrent 'n week gevat. Die een helfte van sy plaas het niks oorgekom nie. Die ander van die plaas is stikkend gewaai. Alles is in vlarde. En dit het so 'n week gevat om hierso by die een kant van sy plaas te kom. En toe hy daar kom, toe sien hy die een hoenderhok is heeltemal uitgeruk. Die dak, die heining, die alles. Onderste bo lê die tornado het gevat, lê daar. Onder is nog die sementblad. En die daar waar die hoenders hulle kos kry, is ook daar, so al daai pypies en die waar hulle mee gevoer word en alles is daar. So en toe daar kom, toe's al 500 van sy hoenders omtrent dood. Daar het so 5 oorgebly. Maar hulle is nie dood van die tornado nie, hulle is dood van honger.
Want hulle het nie kos gehad nie. Want hulle is gewoond daaraan, hulle kom, en die kos kom hierso in, en hulle pik net daarso. Nie een keer gedink om van die sementblad af te gaan, en te gaan soek vir kos nie. Behalwe hierdie 5 hoenders, het nog geleef. En die 5 hoenders, wat oorleef het, hulle moes hulle monde aan die aakligste kos sit, volgens hulle. Slijmerige insekte, groen gras, sade, wat hard is. Hulle ken dit nie. Maar eers toe hulle dit eet, toe besef hulle is gebore om te proe, om te hoor en te ruik en te sien. Ons kan ook nie net kom en pik en elke keer maar net hier kom sit nie. Heilige Gees vir ons gebruik en is gedurig rondom ons besig. God is reeds besig. Maar ons moet ons oë oopmaak, ons sintuie, ons moet raak. Ons moet proe en ruik in hierdie wêreld rondom ons, waar God ons wil gebruik. Jesus kom ook na ons toe, en het ook na ons gekom, deur sy 5 sintuie. En mens kan nog ons vra, in die laaste 3 jaar van sy bediening, waarmee het die Here hom besig gehou? En deel daarvan was om ruimte te skep vir die werk vir die Heilige Gees, om die mense voor te berei vir die Heilige Gees se koms ook. Deur stories te vertel. Jesus het stories vertel. Klank, en sig. Hy het saam met hulle geëet aan tafel, geproe, geruik. Hy het mense gesond gemaak, aanraking. Hy het so deur die land gereis, tussen dorpe, disippels gemaak, gebid. En nou kan jy sommer al 5 sintuie so mekaar gooi vir die reis. En die disippels, hoe het die disippels so om herken aan sy wonde? Deur aanraking. Aan die voedsel waar hulle saam geëet het. Aan sy teenwoordigheid, dit wat hulle van hom sien. Aan sy stem, as hy op hulle naam roep. Ek wil nou nie dit vooruitgaan nie, maar ek weet ek gaan nou nog praat daaroor. Onthou toe Petrus op die water, dis eers toe die Here praat, en toe hulle sy stem herken, dat hulle rustig raak en weet dit is Jesus. Hulle het iets gesien, maar hulle het nie geweet wat dit was nie. Eers toe hy praat. Toe Maria op haar naam geroep is. Sy het hom gesien, gedig gesit hy neer, en toe hy praat, toe weet sy, dis hy. En dan sy reuk, as mens hom in sy teenwoordigheid inasem. En so is dit ook vandag. Jesus kom klop so in ons deur, en wil ons uitstuur. Wil ons uitstuur met al die wonderlike sintuie wat hy ons mee gemaak het en geskep het. Gaan jy hom herken? Gaan jy hom sien? Of daai bosse waar daar brand? Daai waar jy wil gebruik? Ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik bietjie gaan stil sit en 'n bietjie dink. Ek gaan 'n bietjie musiek speel vir agtergrond. En daarna, as die musiek ophou, gaan ons geleentheid gee vir gebed. En as jy bang is, jy bid nie hard genoeg nie, ek het die ander mikrofoon hierso, wat ek net na jou kom net so liggies jou hand opsteek, en ek kan so lank sorg, dat hy daarby uitkom. Vir ons tyd gaan gee vir saam bid. So, kom ons maak die oë toe. En ons probeer 'n bietjie dink, waar is God besig? Waar wil die Heilige Gees my heen stuur? Waar het sy my aan om eers uit te kom? Kom ons maak die oë toe. Ja, Here, ook vir ons
Soos vir Moses kom sê hy vir ons, ek is immers in jou. Heilige Gees is by ons. Wil U, Here, ons sintuie, ons hande, gevoel, ons oë, ons ore, ons mond gebruik. U het ons geskape, U ken elkeen van ons tot in ons binneste. Wil U ook so vir my en elkeen in hierdie kerk gebruik.